Aldesat kids, welkom terug by nog 'n fun en exciting les waar ons meer oor God se woord gaan leer. Maar voor ons wegspring met God se woord, wil ek julle gou eers iets wys. Tadaa! Vir vandag se les het ek hierdie popcorn saam met my gebring. Nou, wie van julle love net popcorn? Awesome! Ek ook! Veral wanneer ek 'n movie kyk. Nou, ek hoop nou nie julle gee om nie, maar ek gaan nou 'n bietjie van hierdie popcorn eet, want ek meen, kyk net hoe lekker lyk dit. Wag 'n bietjie. Dit proe glad nie lekker nie. Kom ek probeer weer net, om seker te maak. Julle, dit proe glad nie lekker nie. Ek wil, is seker nou nie terrible nie. Is nog steeds lekker crunchy, maar dit het absoluut niks geur nie. Ek wonder nou wat in die wêreld kan missing wees van hierdie popcorn. Ja, julle is reg. Dit het sout nodig. Kom ons kyk nou 'n bietjie. As ek bietjie sout by hierdie bygooi en kyk of dit nou beter proe. Ja, julle. Dit proe nou baie beter. Sout is presies wat hierdie popcorn nodig gehad het. En kan julle glo dat net 'n klein bietjie van hierdie sout, hierdie hele bak van boring en smaaklose popcorn heeltemal kon verander het in die beste snack ooit. Nou, miskien wonder julle dalk, okay, maar juffrou, hoekom het jy nou hierdie popcorn en sout vandag saamgebring, want sekerlik het dit niks met die Bybel te doen nie. Maar hier is die ding julle, het julle geweet, dat een van Jesus se bekendste preke oor sout gegaan het? Julle sien, baie jare gelede het Jesus sout gebruik om sy volgelinge iets amazing te leer oor wie ons as Christene is. En vandag wil ek julle meer daaroor leer. Maar julle, voor ons nou gaan leer oor hierdie preek wat Jesus nou gehad het, wil ek nou eers hê, ons moet bietjie saam met mekaar bid en ons les open met gebed, en dan wil ek hê ons moet 'n paar liedjies saam met mekaar sing. So, maak gou toe julle oop. Liewe Hemelse Vader, dankie dat U ons vandag net by mekaar gebring het. En dankie dat U vir ons die Bybel gegee het, sodat ons meer oor U kan leer en hoe om beter Christene te wees. Maak asseblief ons hartjies en ons gedagtes oop, sodat ons iets nuuts uit die woord kan leer. En help ons ook asseblief om op U te fokus, soos ons nou net 'n paar liedjies vir U sing. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Awesome julle, nou soos ek gesê het, voor ons wegspring met hierdie onderwerp van sout in die Bybel, kom ons staan gou eers bietjie op en dan sing ons 'n paar liedjies vir Jesus. Want julle, om vir Jesus te sing, help ons eintlik om op hom te fokus, sodat ons sy woord beter kan verstaan. Plus, julle, dis 'n amazing manier om vir Jesus te wys hoe baie ons hom liefhet. So is julle gereed? Awesome, kom ons sing dan ons hartjies uit vir Jesus. Every day I choose Jesus, I will follow you.
Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the light, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can Trust you, Jesus, every day I choose to honor you. every day I can Reflect you to others.
Wow, julle, was dit nie net soveel van om vir Jesus te sing en dans en vir hom te wys hoe baie ons hom liefhet nie? En julle, nou dat ons hartjies en gedagtes gefokus is op Jesus, dink ek, ons is nou gereed om weg te spring met Jesus se woorde in die Bybel, waar hy oor sout gepraat het. Ons kan dit kry in Matteus 5 vers 13. Kom ons lees dit gou saam. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Nou, miskien wonder julle dalk, wat op aarde het Jesus te bedoel nou toe hy gesê het dat ons die sout vir die aarde is? Wel julle, daar is baie goeie rede hoekom Jesus ons die sout vir die aarde genoem het. Julle sien, sout is eintlik baie handig. Dink daaroor. Waarvoor gebruik ons sout in die eerste plek? Ja, dis reg. Dit word gebruik as 'n geurmiddel om kos beter te laat proe. Onthou julle? Nou, julle, op dieselfde manier is hierdie wêreld waar ons leef eintlik smaakloos en terrible sonder Jesus. Jy sien, hierdie wêreld het eintlik meer van Jesus nodig. En omdat ons Jesus se volgelinge is, word ons eintlik geroep om die evangelie te versprei, wat ons nou die goeie nuus van Jesus is. En julle, wanneer ons dit doen, word hierdie wêreld eintlik 'n beter plek. Nou, julle sout doen eintlik soveel meer as net om dinge beter te laat proe. Julle sien, sout kan ook gebruik word om kos te preserveer. Julle sien, in Jesus se dae het hulle nou nie yskaste en vrieskaste gehad soos wat ons het nie. So wanneer hulle nou vleis gehad het wat hulle nou nie dadelik wou eet nie en hulle wou dit dalk berre vir later, dan moes hulle nou dit gevat het en baie sout op dit gegooi het en dit toegemaak het met sout sodat dit nou nie sou afgaan nie. Nou op dieselfde manier julle, het hierdie wêreld nou nie 'n yskas so te sê nie. En as gevolg van sonde is hierdie wêreld besig om te vrot. Maar omdat ons as Christene die sout is, moet ons vir mense wys dat hulle van sonde af moet wegdraai en hulle moet vir Jesus volg sodat hulle van sonde en die gevolge daarvan gered kan word. Nou, raai wat julle? Daar is ewen meer dinge waarvoor sout gebruik kan word. Julle sien, sout kan ook gebruik word as 'n ontsmettingsmiddel. Dink net daaraan. Het enige een van julle al ooit warm water gevat en het julle sout daarin gegooi en dit geroer en dan het julle dit lekker gegorrel omdat julle dalk 'n seer keel gehad het? Of miskien het julle dit nou al in julle mond gebruik om uit te spoel want julle dalk 'n tand by die huis getrek. Nou, julle, die rede hoekom ons dit doen, is omdat ons die area wil ontsmet, sodat dit nie besmet raak en ook dat dit nou mooi gesond kan word. Nou, julle, wanneer mense nou eintlik mooi daaraan dink, mense rondom ons het soms seer en pyn. So eintlik het hulle geestelike wonde. Want miskien julle het hulle 'n familielid verloor, of miskien het hulle 'n moeilike tyd by die huis. En dit is nou waar Jesus wil hê ons die sout vir hulle wonde moet wees, sodat hulle nie besmet raak met die duiwelse leuns en planne nie. Julle sien, Jesus wil hê hulle wonde moet gesond word, en daarvoor moet sout aangesit word. So met ander woorde, ons moet daar wees vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan en wat geestelike wonde het. Nou, julle, raai wat? Daar's eintlik nog een ding waarvoor sout gebruik kan word, veral in daardie dae. Julle sien, sout was gebruik in daardie dae as 'n ruileenheid. Nou basies, al wat dit beteken is dat sout baie waardevol was. Julle sien, in daardie dae, in plaas daarvan om geld te gebruik om dinge te koop, het mense sout gebruik omdat dit so waardevol was. Nou, wanneer mense daaroor dink, julle, toe Jesus ons as Christene nou sout genoem het, het hy eintlik ons waardevol genoem. Want vir hom is ons baie kosbaar en ons het 'n doel op hierdie aarde.
Nou, ek wil hê julle moet nou vir 'n oomblik gou weer bietjie terugdink aan hierdie bak popcorn. Onthou julle nou hoe heeltemal plain en boring dit was voor ek nou die sout opgegooi het? Julle dit het iets groots gemis. Maar sodra ek nou net 'n bietjie sout daaroor gegooi het dit eintlik hierdie bak verander van boring plain popcorn na amazing popcorn wat lekker proe. En dit is presies wat gebeur wanneer ons as Christene besluit om elke liewe dag die sout vir hierdie aarde te wees. Julle sien, wanneer jy nou skool toe gaan of wanneer jy nou by die huis is ewen saam met jou familie, jy hoef nou nie 'n volwassene te wees om 'n verskil te maak nie en jy hoef ook nie die hardste persoon in die vertrek te wees om 'n verskil te maak nie. Jy moet eenvoudig net 'n bietjie van Jesus oral sprinkel waar jy gaan, want dit kan die wêreld rondom jou verander. Byvoorbeeld wanneer jy nou goeie nuus van Jesus met jou vriend deel wat nie vir Jesus ken nie, dan sprinkel jy eintlik sout in hulle lewe. Of wanneer jy kies om op te staan vir dit wat regs is, selfs wanneer almal anders verkeerde keuses maak, dan help jy om te bewaar wat goed is. Of ewen wanneer jy langs iemand gaan sit wat huil en wat dalk 'n slegte dag het en jy gaan bid vir hulle en jy gee hulle 'n drukkie, dan bring jy nou Jesus se genesende sout na hulle geestelike wonde toe. Nou, voor ons gaan wil ek julle eintlik gou nog een ding wys. Eerstens ons almal weet nou dat sout awesome is, né? Maar kom ons kyk wat gebeur. As ek nou hierdie soutpotjie vat en ek haal nou die doppie af. Dis hy. En ek vat dit nou en ek gooi hierdie hele potjie sout bo-oor die popcorn. En ek gaan nou kyk hoe dit proe. Julle? Dit is terrible. En dit brand eintlik my tong. Om 'n hele pot sout oor hierdie popcorn te gooi was duidelik heeltemal te veel sout. En weet julle wat? Dit leer ons eintlik 'n groot les oor hoe ons as Christene Jesus met ander moet deel. Julle sien, baie keer kan ons as Christene te veel wees. En miskien dink ons help mense, maar in werklikheid doen ons nie. Dit kan nou byvoorbeeld wees wanneer ons mense seermaak deur hulle te oordeel omdat hulle sondig en ons Bible bash hulle dan want hulle is so verkeerd. Of ons is lelik met mense wat verkeerde dinge doen. Julle, en dis wanneer mens te veel sout opgooi. Julle sien, die gebruik van sout is eintlik 'n kuns. Partykeer het kos net 'n klein sagte sprinkel van sout nodig, soos wanneer jy nou die geur wil uitbring. Nou, 'n sagte sprinkel van sout kan byvoorbeeld wees om iemand 'n vriendelike kompliment te gee, of om saam met 'n vriend te bid wat hartseer is, of om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het. Maar ander kere het kos baie sout nodig, soos wanneer jy vleis wil preserveer, sodat dit nou nie sleg gaan en afword nie. Nou die gebruik van baie sout kan lyk soos om sterk op te staan vir die waarheid. Byvoorbeeld, as almal by die skool lieg en hulle bedrieg en hulle is lelik met mekaar, dan is dit jou oomblik om die sout oor te gooi en vas te staan op God se woord, sodat sonde nie jou skool laat vrot word nie. Maar hier's die ding, of ons nou net 'n bietjie sprinkel of 'n groot skep sout moet wees, die Bybel sê vir ons dat alles wat ons doen met liefde, geduld, sagmoedigheid
en vriendelikheid gedoen moet word. En julle, hier is die beste deel van dit alles. Ons hoef nie te raai wanneer om wat te doen nie. Ons moet eenvoudig net vir die Heilige Gees luister, want hy sal vir ons lei om op die regte tyd en die regte plek en die regte manier die sout van die aarde te wees. So my uitdaging vir julle hierdie week is om soutpotjies vir Jesus te wees. En elke dag van nou af wil ek hê dat julle die Heilige Gees moet toelaat om julle te lei waar en hoe julle die sout vir die aarde kan wees, sodat julle hierdie aarde ook 'n beter plek kan maak. Nou, julle, om ons te help om hierdie amazing les van vandag te onthou, gaan ons nou 'n sout van die aarde kraaf maak. Is julle gereed om te sien wat dit is en hoe om dit te maak? Awesome! Kom ons kyk gou daarna. Wow julle, wat 'n amazing craft en 'n kragtige herinnering dat Jesus wil hê ons moet die sout vir hierdie aarde wees. Nou, as jy dalk nou nie seker is waar om hierdie craft te download nie, al wat jy moet doen is om eenvoudig net na die beskrywing van vandag se video te gaan. En dan moet jy klik op die blou link wat sê, hier is vandag se craft link. Nou julle, wie van julle wil nou sien hoe julle met julle crafts van laasweek gedoen het? Ja, ek wil ook. So kom ons kyk gou daarna. Wow, julle het almal sulke amazing werk gedoen met julle crafts van laasweek. Hulle lyk almal so mooi en ek love net hoe kleurvol julle dit gemaak het. Baie dankie dat julle nou soveel moeite met julle crafts ingesit het. Dit beteken regtig so baie vir my. Nou, ongelukkig julle is ons nou amper aan die einde van ons les, maar voor ons gaan, wil ek hê ons moet eers nog een liedjie saam met mekaar sing vir Jesus. So kom ons staan gou op en dan sing ons met alles wat ons het. Are you ready? Come on! With every breath that I take, I'll praise you. With every move that I make,
Wow, julle, wat 'n amazing les wat ons sopas gehad het. Baie dankie dat julle my nou gejoin het. Ek wil nou hê ons moet gou ons oë toemaak sodat ons met gebed kan afsluit. Liewe Jesus, baie dankie dat U ons deur vandag se les gelei het en dit vir ons gewys het dat ons die sout vir die aarde is. Dankie dat U vir elkeen van ons so 'n spesiale waarde en doel gegee het. Here, help ons asseblief hierdie week om U geur en U genesing en U liefde te bring aan almal rondom ons wat seer het of wat deur 'n moeilike tyd gaan. Help ons asseblief om U goeie nuus met vrymoedigheid te deel en hierdie wêreld net 'n beter plek vir U te maak. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, dis ons les van vandag. Baie dankie dat julle my nou vandag gejoin het. Onthou nou om hierdie week die sout vir hierdie aarde te wees en maak seker dat julle ons nou weer volgende week join, want ons gaan nou leer oor die tweede deel van Jesus se boodskap, waar hy ons as Christene die lig van die wêreld genoem het. Julle wil dit definitief nie mis nie. So ek sien julle daar. Baie julle!